Hallo al julle graad 4's, welkom. Is julle reg om julle kennis oor antieke Egipte 'n bietjie op die proef te stel? Ja, want dis amper eksamenstyd en ons gaan seker maak julle is heeltemal voorbereid. Reg so, kom ons spring sommer dadelik weg. Ons gaan 'n lekker vinnige vasvraag hou. Dis eenvoudig, ek gaan 'n vraag vra en dan kry jy 'n oomblik om te dink. Dis 'n briljante manier om te sien wat jy alreeds weet en miskien waaroor jy nog 'n bietjie moet opfris voor daai groot eksamen. So, is julle gereed? Kom ons begin. Goed, eerste ronde. Ons begin met 'n bietjie geografie op die kaart, want jy weet, dis nogal belangrik om te weet waar op aarde hierdie ongelooflike beskawing eintlik was. Reg, hier's die eerste vraag. Dink 'n bietjie, waar presies in die groot kontinent van Afrika sal ons Egipte kry? Is dit in die noorde, die suide, die ooste of die weste? Druk gou pause en sê jou antwoord sommer hardop. Ek wag vir jou. En het jy dit reg gekry? Ja, dis heeltemal reg. Egipte is in die noordoostelike hoekie van Afrika. Kyk 'n bietjie hier. Ons kan presies sien wie sy bure is. In die noorde het ons die Middellandse See, in die ooste die Rooi See en dan die lande Sudan en Libië. Uitstekend gedoen. Volgende vraag. Nou, antieke Egipte was vir 'n vreeslike lang tyd baie veilig. Wat dink julle het hulle gehelp? Wat in die natuur het hulle beskerm teen aanvalle van vyande? Druk weer daai pause knoppie. Probeer dink aan twee groot dinge in die natuur wat soos 'n skild vir hulle was. Fantasties. Ja, hulle het twee massiewe natuurlike beskermers gehad. Eerstens was daar die reusagtige Sahara-woestyn. Dink daaraan soos 'n reuse muur van sand wat dit amper onmoontlik gemaak het vir vyande om by hulle uit te kom. En tweedens, die Nylrivier self het sulke gevaarlike, vinnig vloeiende dele gehad, ons noem dit stroomversnellings, en dit het verhoed dat enige vyandige skepe van die suide af kon opkom. Die natuur was nogal slim, né? Reg, tyd vir ronde 2. En nou gesels ons oor die absolute hart van antieke Egipte, die ongelooflike, die belangrike Nylrivier, die rivier van lewe. Die Nyl was nie net belangrik nie, hy was ook massief. Weet jy dalk min of meer hoe lank hierdie magtige rivier is? Enige raaiskote? Druk gou pause en kyk of jy daai spesifieke nommer kan onthou. En die antwoord is, is julle reg, omtrent 6.695 kilometer. Sjoe, dis so lank dat dit beskou word as die langste rivier in die hele wêreld. Dis regtig ver. Hier's 'n interessante een. Die Nylrivier begin nie sommer net as een groot rivier nie. Nee, twee ander riviere vloei saam om dit te vorm. Kan jy onthou wat hulle name is? Druk gou pause, probeer nou mooi dink en onthou al twee se name. Het jy dit? Dis die Wit Nyl en die Blou Nyl. Die Wit Nyl kom al die pad van die Victoria Meer af en die Blou Nyl begin by die Tana Meer in Ethiopië. En dan in Sudan kom hulle bymekaar om daardie een magtige Nylrivier te word. So, die antieke Egiptenare het nie eintlik gepraat van die Nylrivier soos ons nie. Nee, hulle het al eie baie spesiale naam vir hom gehad. Wat was daai naam? En nog belangriker, wat het dit beteken? Druk gou weer pause en kyk of jy hierdie een uit jou geheue kan gaan haal. Hulle het dit Ar of Aur genoem, en dit beteken swart. Nou, hoekom op aarde swart? Wel, want elke liewe jaar het die rivier oorstroom en dan het hy so 'n laag, ryk, donker, vrugbare modder agtergelaat. En daardie swart modder was absoluut perfek om gewasse in te plant. Dit was die geheim agter al hulle kos. OK, laaste ronde 3. Nou gaan ons alles wat ons geleer het so 'n bietjie bymekaar sit. Ons gaan kyk presies hoe hierdie rivier gehelp het om een van die eerste en grootste beskawings in die geskiedenis te bou. Hier's 'n belangrike woord wat ons baie gebruik, beskawing. Maar wat beteken dit nou eintlik? Wat is 'n beskawing? Druk gou pause en probeer dit sommer in jou eie woorde verduidelik. Wat dink jy is dit? Presies. 'n Beskawing is basies net 'n baie goed georganiseerde gemeenskap. Dis wanneer 'n klomp mense op een plek saamwoon, verskillende soorte werk begin doen, soos boere, bouers, skrywers, jy weet, en hulle werk almal saam om nuwe dinge te leer en hulle lewens beter te maak. En hier's 'n superbelangrike feit. Egipte was die heel eerste beskawing in Afrika. Nou ja, die Nylrivier was soos 'n superheld vir die antieke Egiptenare. Dit het hulle met so baie dinge gehelp. Kan jy aan ten minste 3 maniere dink hoe die Nyl hulle gehelp het? Druk gou pause en maak vinnige lysie in jou kop of op 'n stukkie papier. En kyk 'n bietjie hier.
Daar is so baie korrekte antwoorde. Natuurlik het die Nyl vir hulle drinkwater gegee, die vrugbare grond vir boerdery en vis en voëls vir kos. Maar wag, daar's nog. Hulle het die rivier gebruik soos 'n groot hoofweg om goedere en daai massiewe klippe vir die piramides te vervoer. Hulle het selfs die modder gebruik om bakstene te maak vir hulle huise en die papierusriete wat langs die rivier groei om die heel eerste soort papier te maak. Jy sien, die rivier was letterlik alles vir hulle. Goed, maar dink hieroor. Wat van die landerye wat 'n entjie weg van die rivier af was? Hoe het die Egiptenare water tot daar gekry? Hulle moes 'n baie slim plan uitdink. Druk weer pause. Die leidraad is die woord besproeiing. Wat beteken dit? Hulle was briljante ingenieurs. Kykie, eerstens het hulle 'n hele netwerk van kanale gegrawe om die water dieper die land in te lei. En om die water uit die rivier in die kanale te kry, het hulle hierdie slim toestel gebruik, 'n shadoof. Dis basies 'n lang paal met 'n emmer aan die een kant en 'n gewig aan die ander, wat dit maklik gemaak het om water op te skep en in die kanaal te gooi. Regtig slim, né? Nee? Wow, julle het dit gemaak. Baie mooi gedoen. Julle is deur die hele vasvra. Kom ons vat jou net vinnig die allerbelangrikste punte saam wat jy in jou sak moet hê vir die eksamen. Dink hieraan as jou eksamen superkragte. Hier is hulle, jou superkragte vir die eksamen. Onthou net hierdie. 1. Egipte was die heel eerste beskawing in Afrika. 2. Die Nylrivier was die lewenslyn wat alles moontlik gemaak het. Dit was hulle water, hulle kos, hulle vrugbare grond en hulle hoofweg vir vervoer. En 3. Die groot woestyn en die stroomversnallings was soos natuurlike lyfwagte wat die beskawing veilig gehou het. As jy dit kan onthou, is jy goud werd vir die eksamen. En voor ons groet, hier is 'n laaste gedagte om oor te wonder. As daardie oeroue, magtige Nylrivier 'n stem gehad het, wat dink jy sou dit vandag vir ons sê? Watter stories sou dit vertel van die mense wat duisende jare gelede langs sy oewers geleef, gewerk en gedroom het? Dink 'n bietjie daaroor. Van my kant af, baie sterkte met die eksamen, julle gaan fantasties doen.